Blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Yes, let the dew of heaven fall on me. Oh, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Yes, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Yes, hallelujah, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Yes, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Yes, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Yes, let the dew of heaven fall on me. Yes, hallelujah. Die vuren brandt voort, halleluja. Die vuren brandt voort, spannendste naar leven. Nee, die vuren brandt voort, hier ik beloven. Het staat en zij woord, halleluja, de spannendste naar leven. Ja, en die vuren brandt voort, halleluja, die vuren brandt voort. Ja, die vuren brandt voort, de spannendste naar leven. En die vuren brandt voort, hier ik beloven. Het staat en zij woord, de spannendste naar leven. Oh ja, en die vuren brandt voort. Ja, die vuren brandt voort, die vuren brandt voort. De spannendste naar leven. En die vuren brandt voort, hier ik beloven. Het staat en zij woord. Ja, de spannendste naar leven. Oh ja, en die vuren brandt voort. Ja, die vuren brandt voort. Die vuren brandt voort. Het spannendste naar leven. Halleluja, en die vuren brandt voort. Hier ik beloven. Het staat en zij woord. Het spannendste naar leven. Halleluja, en die vuren brandt voort. Prijs die Heer en die vuren brandt voort. Ja, die vuren brandt voort. Het spannendste naar leven. Die vuren brandt voort. Hier ik beloven. Staat en zij woord. Halleluja, de spannendste naar leven. Ja,
the new touch of fire in my soul. Lord, take it now, Lord, take it now. Touch my lips tonight with a burning coal. Take the new touch of fire, my soul. Take the new touch of fire in my soul. Lord, take it now, Lord, take it now. Touch my lips tonight with a burning coal. Take the new touch of fire in my soul, yes. Take the new touch of fire in my soul. Lord, take it now, Lord, take it now. Touch my lips tonight with a burning. Take the new touch of fire in my soul. Take the new touch of fire in my soul. Lord, take it now, Lord, take it now. Touch my lips tonight with a burning coal. Take the new touch of fire, my soul. Hallelujah. Take the new touch of fire, my soul. Lord, take it now, Lord, take it now. Touch my lips tonight with a burning coal. Take the new touch of fire in my soul. Take the new touch of fire, my soul. Lord, take it now, Lord, take it now. Touch my lips tonight with a burning coal. Take the new touch of fire, my soul. Take the new touch of fire in my soul. Lord, take it now, Lord, take it now. Touch my lips tonight with a burning. Take the new touch of fire in my soul. Hallelujah. Singing glory, hallelujah. Oh, when the fire came down. Oh, when the fire came down. Yes, when the fire came down. Singing glory, hallelujah. Oh, when the fire came down. Since the Lord sanctify me, singing glory, hallelujah. When the fire, hallelujah, came down, when the fire, blessed Lord, came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah. When the fire came down, since the Lord sanctify. Oh, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, yes, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the fire came down, since the Lord sanctify me, yes, hallelujah, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, oh, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the fire now since the Lord sanctify me, hallelujah, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, oh, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the fire came down, since the Lord sanctify me. Oh, Rabboni, hallelujah, 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 hallelujah. Onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. God, dankie vir die Heilige Gees en vuur wat U aan die Seun gegee het.
En hy doop ons met die Heilige Gees en vuur. Ons eer U in hierdie oomblik. O, halleluja. Dat U wat lewe tot in ewigheid, vir ons die Heilige Gees met vuur beloof het. Deel van die beloftes aan ons as mens. Deel van die belofte wat sê, dis vir julle en julle kinders en vir almal wat daar ver. Met vuur, krag, heerlikheid, majesteit. O, halleluja, en ons prys U, dat ons dieselfde Heilige Gees het. En ons dank U in hierdie oomblikke, dat ons kan saam bid, Here, vir almal wat verlang om gedoop te word met die Heilige Gees, hulle wat daar reeds gedoop is met die Heilige Gees. O, halleluja. Here, laat die vuur van die Heilige Gees alles sal verteer wat U nie welbehaaglik is. Ons wil baie dankie sê dat U wat lewe tot in alle ewigheid vir ons dit gedoen het, om ons as mens te doop met die Heilige Gees en met vuur soos op Pinkster. Aan U al die lof, die eer en die aanbidding. Daar is niemand soos U. Daarom wil ons in hierdie aand dankie sê. Dit is vir ons in hierdie tyd ook die belofte. En ons eer U dat U dit doen en sal doen, en U sal verheerlik word en die Heilige Gees sal vry en vryheid in ons kan beweeg en deur ons kan beweeg, sodat U ook daardeur verheerlik kan word. Aan U al die lof en die eer. Elke oor dan, Here, bestryk met U bloed, en ons vra dat U waarlik in hierdie tye, elke oor wat kan hoor, laat hulle hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Seën ook U woord in hierdie aand, en laat U verheerlik word ook daardeur. Ons dankie dat ons dit kan vra in Jesus naam, en ons prys U daarvoor. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om saam te wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, en ons eer die Here dat ons waarlik in hierdie tye dan ook met die Heilige Gees, ek wil amper nie sê besig raak nie, want dit klink nie vir my reg nie, maar ek sê dat die Heilige Gees eintlik met ons besig moet raak in hierdie tyd waarin ons lewe, dat ons sal oopstel. Ek, soos jou koortjie sê, ek stel my oop, laat my oorloop, halleluja. Kom in die volheid, kom en waai deur my, o, halleluja. En ons het gehoor laas Sondag aand oor die Heilige Gees wat absoluut in beheer is. Al die magte en die owerhede en die kragte en bose geeste en duisternis wat in die lig is. Gees van die Here is in beheer. Halleluja. En ek dank die Here dat hy werk, soos ons gehoor het, dat die vuur van die Heilige Gees, dat hy gesê het, dat die Here Jesus sê, dat ek nie gekom om vrede te bring, maar vuur en verdeeldheid. En ek wil net vandag vir iets sê, daar is niks wat verdeeldheid kan veroorsaak soos 'n vuur. Laat 'n huis net in die brand, dat daar net 'n brand iewers te doen. Dan is almal in 'n warboel, en almal hardloop op groot emmers en dit gaan te keer. So, wat gebeur? Dat die vuur van die Heilige Gees bring verdeeldheid. En ons sien dit selfs in die Pinksterkerk ook, dat die vuur van die Heilige Gees bring verdeeldheid in die kerk. Want sodra die vuur begin brand, en is daar kerke, gemeentes en pastore wat sê, wow, stop, hou net op. Halleluja, terwyl die wat gevul is met die Heilige Gees en vuur, dat hulle kan aangaan, en so aan die Here al die lof en die eer bring, dat vuur van die Heilige Gees deur hulle kan werk, en dat die Here verheerlik kan word, deur hulle
wat gevul is met die Heilige Gees en met vuur. Nou, wanneer ons so, en die Here het ook gesê, hy begeer om hierdie vuur aan die brand te steek, en ons dank die Here, hy dit gedoen op Pinksterdag. En ek wil net hierso 'n skrif of 2 gee wat vir my baie belangrik is. Dit is Lukas 24 vers 49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. So hierdie is in my wonderlik. Deur die Heilige Gees doop word ons toegerus met krag uit die hoogte. Kom nie van iets anders af. Alleen van die Heilige Gees. Daar is kragte wat, hy sê, dis die krag van God en Jezus. Dis die krag van Jezus. Dis die krag van die Heilige Gees. En dan kom die krag van die bloed ook nog in. En ek dink as ons hierdie 3 kragte saamspan, wat is dan onmoontlik? Daar's niks. Halleluja. En dit is vir my wat so wonderlik, en dan sê hy die Handelinge 1 vers 4, en toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Dan Handelinge 2 vers 33, natuurlijk ons kry nog hier tussenin ook, Handelinge 1 vers 8, hy sê, ek gaan wag in Jerusalem, totdat julle aangedoen is met krag in die hoogte, sodat julle my getuies kan wees, Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die eindes van die aarde. So dit bly altyd net hierdie een wonderlike ding, en dit is dat die Heilige Gees het die Vader aan sy Seun gegee, en hy doop met die Heilige Gees, en die Here Jesus sê, dit is 'n belofte. Niemand kan dit van jou weerhou nie, niemand kan dit van jou wegvat nie, niemand kan dit teëstaan nie, niemand kan enige iets doen. Dis 'n belofte. Die belofte, die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Halleluja. En wat wonderlik is van hierdie belofte, God doen sy woord konstant. Daar is geen verandering nie, daar is nie 'n omdraai nie, daar is nie 'n links nie, daar is nie 'n regs nie. Dit is net so. Dis God se belofte vir die mens. Halleluja, want deur die bloed en deur die water gekom het. Dis sy belofte. En hy het dit deur die eeue bewys. En dit is vir my altyd so belangrik. Hy sê ook dan in Handelinge 2 vers 33, nadat hy deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort. Wie het dit uitgestort? Hy ontvang het van die Vader. Die Here Jesus kom en hy stort dit uit. Hy sê, wat julle nou sien en hoor, dis aan wonderlik. Ons hoor nie net die Heilige Gees nie, maar ons sien hom. Dit meen hy is sigbaar. Alhoewel ons hom nie fisies sien nie, is hy so werksaam. Hy is sigbaar. En hoor, ons hoor die werking van die Heilige Gees. Ons hoor die wind, ons hoor die tale, ons hoor die gesuis, ons hoor, halleluja. Dis vir my so wonderlik. Dis die Gees van God in beweging, halleluja. Veral met die vuur en saam met die krag. Prys die Here. En dan is dit nog baie belangrik wat hy sê in Handelinge, hierdie mooi woorde. Wil dit lees, Handelinge 13 vers 32. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek. Die belofte aan die vaders, dit meen, dis aan Israel beloof. Dit het ons deel geword wat hy dit is. En dit gebeur nog steeds, hierdie belofte. En dan sê Handelinge 26 vers 6, en nou staan ek
reg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is. Halleluja. Hy sê die Romeine 4 vers 13 van die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Prys die Here. Dis die belofte, die geregtigheid van die geloof. En hierdie ding is in my wonderlik. Ons die bloed regverdig is. Die geloof regverdig ons. En hierdie is wonderlik. Nou gaan ek deur die bloed. En daar, die mense praat van 'n stap van gehoorsaamheid. En jy moet op jou eie geloof, aanvaar jy dit om gedoop, die oortuiging van jou eie geloof na jy jou doop. Ek wil vandag vir u sê, dit is nie so nie. Halleluja. As alles deur die geregtigheid, deur die belofte, alles deur geregtigheid is, dan moet ek my laat doop met water naby bekering, om alle geregtigheid te vervul. Halleluja. Dis nie 'n stap van gehoorsaamheid nie. Dis nie waarin die Here behaag. Die feit dat jy jou laat doop, dis die teken dat jy alle geregtigheid wil vervul. So dis die geregtigheid uit die bloed uit, dis die geregtigheid van die water doop en is die geregtigheid deur die Heilige Gees en van die Heilige Gees. Halleluja. En dit is wat gebeur wanneer die Heilige Gees uitgestort word op ons lewens, soos op Pinksterdag. En ek wil net iets hierso sê, en dit is dat wanneer ons gaan na ons as mens, dis ons, deur die bloed word ons geskape tot 'n nuwe mens. Dis 'n skepping. Halleluja. En dit wat God geskep, ons as mens, aan ons het hy die Heilige Gees as 'n belofte gegee. Dis nie 'n geskenkie, dit is wat vir my baie interessant van dit is. Maar wanneer ons gaan kyk na Elia, as ek na Elia se hele lewe kyk, dan sien ek net een ding. Dis 4. Dis net, by Elia was dit 4. God antwoord met 4. Halleluja. Prys die Here. Wanneer ek bid vir die dooping van die Heilige Gees, dan antwoord God met 4. Hy doop my met die Heilige Gees en met 4. En dis 4. Soos ons laas Sondag gehoor het, dis die hele tyd 4. Halleluja. Ek meen ons sing daar, let the fire fall. Halleluja. It's a Holy Ghost and power that is keeping me alive. Ons kan net soveel sing, it's a Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Fire fall on me. Halleluja. Die vuur brand voort. Send a new touch of fire. Halleluja. En al die mooi koortjies, wat alles gaan oor die vuur van die Heilige Gees. En daar is niks wat dit kan vervang. Niks. Die vuur. Ek wil het verduidelik, ek het dit een keer gedoen, want dit is vir my altyd een van die mooiste dinge wat die Here vir my gesê het. Ek sal nooit vergeet, ek het op spoorwegsendeling gewerk, en ons was op de Aar gewees. Die stasie, groot stasie daar die jare. En daai tyd het hulle nog die stoom engines gebruik. En die stoom engine het ingekom en het op die stasie gaan staan. En het die trokke weggetrek van hom en hy staan absoluut alleen. En die Here begin met my praat oor dit. Die Here sê, kyk na hierdie stoommasjien. Hierdie stoomengine. Kyk na die handewerk. Kyk na die vorm. Kyk na alles.
dit is deur mense hande geskied. Hy is swart, hy staan daar, en hy's stil. Hy is nooit heeltemal stil nie, want hy het altyd uit. Maar, en die Here sê vir my, luister, die geluid wat hy maak, halleluja, is gevolg van die stoom. Stoom is daar as gevolg van die water. Die water kook as gevolg van die kole en die hout. En die Here sê vir my hierdie, vra vir my eintlik hierdie vraag, as jy nou na hierdie stoom engine kyk, wat gebruik hy? Sodat hy hierdie krag kan uitsit om al hierdie trokke te trek. Sê Here, dis natuurlik water heel eers. En die Here sê vir my iets baie mooi. Hy sê, as jy nou kyk na hierdie stoom engine, dis 'n skepping. Net so het ek jou 'n nuwe skepsel gemaak. My hande werk, 'n maaksel in Christus geskep tot 'n nuwe mens. Ek het jou gemaak. En nou laat jy hierdie beeld het van 'n nuwe mens, wat nou deur my bloed kom. Want dis net die bloed wat vir my 'n nuwe mens kan skep. Halleluja. Maar wat is vir my toe wonderlik is? Die Here sê, wat is die volgende ding wat jy baie dringend nodig het in hierdie masjien? Ek sê, Here, dis water. Die Here sê, dis reg. As jy na die skepping gaan kyk van hierdie masjien, en jy bring dit by die wedergeboorte, dan is dit jy 'n nuwe skepsel. Wat is die volgende ding wat jy moet doen? Jy moet jou laat doop. Dit meen, daar moet water in hierdie masjien. En wat is die volgende iets? En hierdie was vir my mooi. Daar is hout, daar is kole, water is daar, en hy het alles wat nodig is. En baie kinders van die Here is so. Hy is gered, gedoop, hy is gedoop met die Heilige Gees. Maar as iets kort in sy lewe. Nie dat hy het nie ontvang het nie, maar dit het nooit werklik na vore gekom in sy lewe. Daai masjien staan daar met alles wat nodig is om hierdie krag te verwek, om al hierdie trokke te trek. Wat korter? Ek sê, Here, hy kort die vuur. Die Here sê vir my, net so, jy moet gedoop word met die Heilige Gees en vuur. Of anderste is daar geen krag. Hierdie masjien sal 'n monument eendag word. En dan is hy sonder vuur. Hulle kan alles in hom sit, dat hy as 'n monument dien. Maar daar's nie vuur nie, so hy staan dood en kragteloos staan. En net so met my kinders. Halleluja. Hy kan alles ontvang het, die wedergeboorte deurgekom het. Maar as hy nie toelaat dat ek ook die vuur in hom aansteek nie, sal hy morsdood staan en niks sal beweeg. Oh, halleluja. Dit was in my so 'n seën om te dink dat mense skepping
kan absoluut dit uitbeeld wat die Here vir sy kinders gegee het. Ons het die water, die doop. Ons het die hout. Halleluja, en hierdie ding is vir my mooi toe die Here vir my gee. Ons het die hout. Die hout wys na die kruis. Ons het die kool. Hierdie kool wat spreek van vuur en krag wat in hulle is. Ons kan, soos die ou koortjie sê, met alles op die altaar en wagtend op die vuur. Ek meen die vuur kan klaar gepak wees. Maar as die vuur, die hout kan klaar gepak wees, alles nie. Kolle kan reg wees. Maar as die hout nie aan die brand gesteek word nie. Dis waarom Jesaja vir my so mooi is, en hy het 'n koolvuur van die altaar geneem en dit op my lippe kon trek. Halleluja. En Jesaja het nooit weer dieselfde gespreek. Heel totaal verander. Nou daardie koolvuur van die altaar wys van die hout. Halleluja. En dit is wat vir my so wonderlik is. Die Here het eendag met my gepraat oor die lewende altaar. Ek kan nie nou daaroor praat nie. Wat hierdie lewende altaar is, en hy is in die hemel, hierdie altaar, hierdie lewende altaar. Ons het te doen met die dooie altaars, waarop ons vuur maak. Maar die hemelse altaar is 'n lewende altaar. Die kole lewe, die vuur lewe. En as jy met daardie koolvuur in aanraking kom, dan verander alles in jou lewe. En net so die vuur van die Heilige Gees verander alles. En daarom is dit so belangrik dat ons in hierdie dag moet begin bid en wag op die Here vir vuur. Vuur, vuur, vuur. Baie van ons, ek wil dit amper so sê, dat ons het vuur in ons, soos 'n vuurhoutjie. Hy brand, maar daar is niks beweging. Want selfs hierdie stoomlokomotief, om daardie masjien te trek, moet daar genoeg vuur wees. Halleluja. Ons kan uitroep, fire, 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 fall on me. Dis reg. Maar dink jy nie, dit gaan beter wees, dat die vuur die binnekant begin brand. Halleluja. Want as hy binnekant begin brand, kan jy hom nie stop. Halleluja. Dit verwek oneindige krag. Dis alles wat die Here vir ons gegee het, dis alles wat die Here deur sy woord vir ons gesê het. En wat hier vir my baie mooi is, ek wil hierdie versies graag lees. Soos ek al reeds gesê het, by Elia was dit net vuur. Dis al wat hy belang gestel het. Hy het net belang gestel in vuur. Prys die Here. Hy het wonderwerke gedoen, maar op die einde van die dag het dit by Elia gegaan oor vuur. Ek meen in die dag toe hy opvaar, met wat het hy opgevaar? 'n Waaf van vuur, vuurige perde. Omdat hy so, ek wil maar sê, vuurbewus was. En die Here geweet, hy kan hom Elia nie op 'n ander manier kom haal nie. Hy moet op 'n vuurige wapen klim. Dis hy. Halleluja. En ek dink dis wat ons in die hande moet kry. Wanneer ons gaan kyk na Elia, toe hulle deur die Jordaan gaan,
hy en Elisa. Jy sien hulle later hierdie vuurige wa. En wanneer ons aan kyk, ons het ook deur die Jordaan gegaan, deur die doopwater. Ons sing, laat die evangelie wanloop, maak die remme los, dat die wa kan loop. Laat die evangelie wanloop, en die volgende gedeelte is, ja, dis die wa van God se geregtigheid. Dis die vurige wa van God. So wanneer ons deur die doopwater gaan, ons kom aan die ander kant uit, en ons word gedoop met die Heilige Gees en vuur, dan is ons op die vurige wa. En die Here weet, hoe begeer ek, en daar is baie ander kinders van die Here wat ek begeer, dat ons, ek wil amper sê, weer kan ry op hierdie vurige wa in die Gees, dat hierdie Pinkstervuur sal brand oral waar ons beweeg, laat hy veldbrande veroorsaak onder die mens. Dis wat die Here wil hê, dis wat die Here begeer het, dis wat die Here bedoel het, toe hy gesê, ek begeer, en hoe begeer ek nie om hierdie vuur aan te steek nie. En dis waarom die Here gesê het, deur Johannes, hy wat na my kom, wie sy skoenriem nie waardig is om vas te maak nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees en vuur. O, halleluja, waarom die hele tyd vuur? Omdat Johannes die doper Elia is, waar vind ons Johannes die doper? Vuur, vuur, vuur. Halleluja. En dis wat ons nodig het. Die Pinksterkerk het sy vuur verloor. Maar dit kan weer opgewek word. Deur die Here. Halleluja. As ons waarlik begin roep. Tot die Vader, en ons weet hy sal die Heilige Gees en vuur aan ons gee. Kom, laat ons dan opgewek word tot die vuur. Nou sê hy in Petrus, 2 Petrus 1, hierdie mooi woorde. En Petrus het hierdie geheim ontdek. Halleluja. Hy sê van die 12de vers af, kom ons lees maar van die 13de vers af. En ek beskou dit as reg. Jy moet baie mooi luister wat Petrus hier sê. Solang as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinneringe op te wek. En dit is net so. Wanneer mense getuig van wat in die verlede gebeur, wonderwerke, tekens, kragtige dade, en selfs die vuur van die Heilige Gees. As die ou Pinkstermense daarna luister, dan beleef hulle weer daardie oomblikke. Hulle word opgewek, soos Petrus sê. Hy sê, ek beskou dit as reg om julle deur herinneringe op te wek. Ek meen, as ek julle kan herinner aan dit wat gebeur het in die ou Pinkster. Dit kan julle opwek en dit kan julle aanspoor om weer daar te kom by dit wat jy ondervind het in Pinkster vroeëre jare. Dis daar, dis in jou, dis moontlik, dit kan gebeur. En nou gaan hy verder en hy sê hierdie woorde, en dit was in my mooi. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my Heer heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan. Dit meen, al gaan ek weg. Dit waaraan ek julle herinner, dit wat kosbaar is, wat in die ou Pinkster gebeur het. Hy sê, moenie dit vergeet nie. En dan gaan hy verder en hy sê, wat? Hy sê die 15de vers. Eintlik die 16de vers. Want ons het nie kunste verdigte fabels nagevolg, toe julle die krag en die koms van die Here
bekend gemaak het nie. Maar ons was aanskouers van sy majesteit. En sê, ons het nie gedigte, kunstige, fabels nagevolg nie. Nee, ons was aanskouers. Ons het dit beleef in die oppersaal. Ons weet wat het gebeur. Ons het ondervind hoe 3000 gelowige word, hoe hulle tot bekering gekom het, hoe hulle gedoop is en met die Heilige Gees gevul is. Ons het dit ondervind, die hele boek Handelinge, hoe mense die saligheid deuragtig geword het. En sommige van hulle was al gedoop met die Heilige Gees en dan moes hulle gedoop word in die water. Ander was gered en gedoop en hulle moes gevul word met die Heilige Gees. En weet jy wat vir my wonderlik is? Die apostels het dit, ek wil dit amper so sê, hulle het dit hulle besigheid gemaak as mense die saligheid deuragtig geword het, net soos hulle. Dan moet hulle gedoop word en hulle moet gedoop word met die Heilige Gees en vuur. Dit was hulle uitgangspunt gewees. En dit is waarom hierdie vuurkrag van die Heilige Gees in daardie jare met Petrus is so versprei het. Dis waarom hierdie krag, vuur en heerlikheid ensovoorts in die ou Pinkstermens oor hierdie land Suid-Afrika versprei het. En die Here het gered. En die Here het gedoop met die Heilige Gees, met vuur, krag en die spreek in tale ensovoorts. Die gawes het gewerk. Ons sit met die herinneringe. Die Heilige Gees wat ons ontvang het, is nog steeds die werklikheid en ons voel hierdie vuur, ons voel die krag en die heerlikheid ensovoorts. Waar is daar heerlikheid wat oorvloei? Vuur wat brand, broer. Skroei alles weg wat verkeerd is voor die aangesig van die Here. Die sonde, ongeregtigheid ensovoorts. Oh, halleluja. Prys die Here. Prys die Here. En wat vir my wonderlik is, wanneer ons oor die vuur van die Heilige Gees praat. Ons het in ons lewens in Suid-Afrika, daar was in Amerika ook gewees. Predikers wat vol was van die Heilige Gees, vuur en krag en heerlikheid. En jy kon dit in hulle dienste ondervind. Een van die predikers gepraat ook oor die Heilige Gees en vuur. En toe hy die uitnodiging gee vir die doping van met die Heilige Gees, te stap daar 2500 mense om gedoop te word met die Heilige Gees. En kinders van die Here wat die Heilige Gees het, wat voel dit wat hulle gehad het is nie meer so werksaam nie, dis nie meer dat hulle voel, hoe sê jou koortjie sê, the new touch of fire in my soul, en hulle begeer, en hulle stap ook uit, op die einde van die dag, toe staan daar 5000 mense voor. En hierdie prediker vra of hulle glo julle dat die Here gaan julle vanaand doop met die Heilige Gees en met vuur. En daai mense begin om die Here te prys, want hulle glo. En hy begin sing 'n koortjie, ek ken nie al die woorde nie. Maar die begin van hierdie koortjie was, Oh Lord, send the fire right now and baptize everyone. Nou, die woorde is 'n paar keer in die koortjie. Maar toe hy die koortjie die tweede keer vat, en hy sing, Oh Lord, send the fire right now and baptize everyone. Hy sê, toe kom daar 'n rukwind, dit was in 'n tent geweest, toe kom daar 'n rukwind in. En die Here
doop 2500 mense met die Heilige Gees. In 'n oomblikse tyd. Daar's niemand wat vir hierdie 2500 kon bid nie. Nee. Hierdie man het geglo, God se woord is die waarheid en dit moet so gebeur. En is al wat hy nodig gehad het om te sing is, Oh Lord, send the fire right now and baptize everyone. En die Here doen dit. En die Here maak die ander 2500. Hulle was 'n bietjie meer geweest, maar die Here maak hulle weer van voor af vol. Dis vuur, dis krag, dis heerlikheid. Om te dink oor die 5000 mense. Een klomp word gevul met die Heilige Gees en die ander klomp word weer opgerig onder die krag en vuur van die Heilige Gees. Dit was vir die mens seker chaos gewees. Maar ek glo dit was die grootste heerlikheid wat 'n mens kan belewe. Ek weet wat dit is as jy net bid vir een persoon en die Here doen hom doop hom met die Heilige Gees en vuur en krag en heerlikheid. Ek weet wat gebeur. Net een persoon. Ek weet hoe raak dit al meer as 2, 3, 4, 5 in 'n oomblikse tyd gedoop word met die Heilige Gees, vuur en krag. Dis 'n heerlikheid wat jy nooit kan beskryf. Halleluja. Halleluja. En ek dink dat ons moet weer terugkeer na die eenvoud van Pinkster. Dis soos die prediker dit gesing het. Oh Lord, send the fire right now and baptize everyone. Want as jy praat van die vuur, dan sit die Heilige Gees. En ons aanbid dieselfde God. Maar ons het verloor, omdat ons dit nie meer ondervind, in die plekke waar ons aanbid. Dit gaan net oor lekker saam te sing, lekker saam dienst te hou, lekker. En die Heilige Gees word op die agtergrond geskryf. Oh Lord, send the fire right now and baptize everyone. Vader, wanneer hierdie woorde van die koortjie by my kom, besef ek net een. U staan gereed, die Heilige Gees vir die Seun gegee. En die Seun staan gereed. En die Heilige Gees is hier. Sodat elkeen aangedoen kan word met krag uit die hoogte. Met vuur. Met heerlikheid. Halleluja. Here, het is so maklik om te sing, Lord, bring back those happy days. Maar die eenvoud van die saak is wat hierdie prediker gevra het, oh Lord, send the fire right now and baptize everyone. Dis die belofte wat ons toekom. Elke een wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees. Dit kom hulle toe, Here. Here, hulle leer vandag soveel dinge by die kerk en by predikers, dat hulle weet nie hoe om werklik te wag op die dooping met die Heilige Gees. Here, want ons het te slim geraak. Ons wysheid het die wysheid van God oortref. Want ons weet wat ons sê. Here, in ons wysheid het ons dwaas geword. En ons het van die belangrikste in ons geestelike lewe, Here, het stil geword. En dis die Heilige Gees, vuur, krag, heerlikheid. Heilige Gees taal. O, prys die Here.
En ons roep in hierdie aand, Here, vir hulle wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees. Daar vir hulle sal wees, send a new touch of fire in my soul, Lord. Send it now. Vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Laat hierdie woorde op hulle lippe en in hulle hart en in hele wese sal uitroep na die Here God. Oh Lord, send the fire right now and baptize me in the Holy Spirit. Alles wat ek weet van die Heilige Gees wat my geleer is, ek wil alles vergeet. Oh Lord, send the fire right now and baptize me. In Jesus' naam. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Here ons prys. En ons sê vir u dankie. Halleluja. Ons wil u loof en prys. Dat ons weet. U wil het doen. U kan het doen. En u sal. Laat ons alle weerstand wat ons het teen die Gees van die Here sal verwyder. En laat ons nie slim moet wees en bedink ons weet hoe die Heilige Gees moet werk. Nee, laat ons onsself oorgee. Oh, halleluja. O Gees, daal in liefde neer, kom nou terwyl ons hier wag. O Heilige Gees, daal neer met vuur, val ons soos op
dankie Here Jesus vir dit, hierdie hoop wat nie bestaan nie, dat die Here sal dit vir ons doen. Sal ons opreg bid en ernstig kom, Here weet ons, dit sal so gebeur. Dis die woord, en die woord is die waarheid, en U laat die woord in vervulling kom. Baie, baie dankie. Baie dankie in Jesus in my naam. Amen. Ons wil vir elkeen dankie sê wat elke Sondag aand so saam met ons is, terwyl ons oor die Heilige Gees uit die woord uit praat. En ons weet dat die Here sal dit doen wat jy in jou hart begeer, sover die Heilige Gees in vuur aangaan. So sal die Here u seën, sal jou bewaar, en ons weet, ons vra dit alles in Jesus naam, en ons weet dat die Here doen dit. Amen en amen.